Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom die woord van die Here. Ek is dankbaar teenoor die Here dat hy ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het, dat hy in sy goedheid, sy genade en sy guns bepaal en beskik het dat ons vanmôre vars en veilig opgewek is. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën so rondom sy woord. Onthou, u is nie toevallig deel van hierdie oordenkingsgroepie nie. U hoor dit vanmôre omdat die Here ook deur die waarheid van die woord 'n gedagte aan u hart wil tuisbring. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Halleluja lied 433. Ek gaan meer klem lê op die koorgedeelte, want dit gaan ook meer gaan oor ons oordenking van vanmôre. Daar staan Jesus naam lieflike woord. O hoe soet, skoner is geen ander woord. O hoe soet die woord. En dan die koorgedeelte. Leer ons Heer meer en meer. Heer, meer en meer. Leer ons Heer meer en meer van u dierbare naam. Nou vriende, die enigste plek waar ons meer kan leer van die dierbare naam van ons Here Jesus Christus, van sy karakter, van sy persoon, van sy menswees, van sy godheid, van sy heiligheid, van sy heerlikheid, van sy alleenwysheid, is vanuit die blaaie van die Bybel. En dis presies waaroor ons vanmôre gaan praat. Moenie vergeet om te oordink nie. U sien vriende, die groot probleem waarmee ons as kinders van die Here sit is, ons word oorlaai deur boodskappe. Dit is oordenkings, dit is eredienste. Op die sosiale media is daar fantastiese predikers soos Dr. R.C. Sproul, Dr. John MacArthur, Dr. Wody Buckham, daar's Paul Washer, Sinclair Ferguson. Daar is soveel fantastiese predikers wat vir ons die woord van die Here week na week bring. En ons luister boodskappe en ons luister oordenkings. En dan is daar kosbare boeke wat ons lees en beradingskursusse wat ons dan ondergaan en baie dingetjies wat ons doen en geestelik kry ons so baie dat ons baie keer vergeet om te oordink dit wat ons gehoor en gelees het. Baie keer luister ons na 'n boodskap en ons sê, "Jog, dit was nou 'n fantastiese boodskap." En 3 ure later, as iemand jou oor daai boodskap vra, dan kan jy nie onthou waaroor die boodskap gegaan het nie. Jy kan nie onthou waar die skriflesing was nie. En dis presies vanmôre waaroor hierdie boodskap gaan. Leer ons Here meer en meer van u dierbare naam. Hoe leer ons meer en meer van die dierbare naam van die Here? Deur die woord te lees, deur na preke te luister, maar een ding wat ons nalat, ons moet nie vergeet om te oordink nie. Kom ek lees vir u, en dan kom ons by vanmôre se oordenking uit. Psalm 119 is 'n baie besondere psalm. Daar is 176 verse in hierdie psalm. En vriende, al 176 verse gaan oor die Bybel, die kosbaarheid van God se woord. Hoe omvangryk hierdie waarheid van God se woord is om ook ons lewens radikaal te verander. Maar nou lees ons daar in Psalm 119 vers 15. Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Nou vriende, hierdie woordjie oordink beteken om vir 'n paar oomblikke te gaan stil sit en te dink oor wat jy nou gehoor het, wat jy nou gelees het, waarna jy nou geluister het. En dis waar ons baie gebrekkig is in ons geestelike lewe. Baie van ons, soos ek sê, hoor baie boodskappe, ons hoor baie oordenkings, maar ons gaan sit nie 'n paar oomblikke stil en verwerk dit en neem dit in ons gedagte in nie. Dit is belangrik om te sien, vriende, dat ons nodig het om God se woord te oordink. Spurgeon vra die vraag en hy sê, waarom is so baie kinders van die Here nog vleeslik in plaas van geestelik? Waarom is so baie kinders van die Here nog babietjies in die Here en nie volwasse mense nie? Waarom sukkel kinders van die Here nog met hierdie alledaagse sondes en sukkel hulle om hulle self te verwoord in 'n gesprek of die evangelie te verdedig? En hy kom by die gedagte uit, is omdat hulle God se woord nie bidend oordink nie. Hierdie boodskap wat hulle gehoor het, vat hulle nie en hulle gaan dissekteer en haal dit uitmekaar en maak aantekeninge en oordink dit en bære dit in hulle hart nie. Hulle is nie lief daarvoor om na die tyd so 'n bietjie selfondersoek te gaan doen, om vir hulle self die vraag af te vra, hoe is hierdie boodskap op my lewe van toepassing en hoe gaan ek dit uitleef om die Here dan ook meer welbehaaglik te wees nie. U sien, vir die meeste mense is dit die inneem van die boodskap, maar daar die oordink van die boodskap lei hulle somtyds gebrek. En dit is vir my vanmôre belangrik om te sien dat ons nodig het om God se woord te oordink. Vriende, die baie bekende en beminde Psalm 1 sê vir ons, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En dan sê die Bybel, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op die tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ek vra jou, kan jy terugdink aan Sondag se boodskap?
Waaroor die boodskap gegaan? Oordink jy dit? Bepeins jy daaroor? Verkondig jy dit aan ander mense? Die Bybelstudie wat jy vanmôre gehou het, kan jy onthou wat jy vanmôre gelees het? Wat het die Here deur sy woord aan jou hart gekommunikeer? Hoe het jy die Here teruggeantwoord in gebed en vir hom gesê, Here, ek het gehoor wat u vir my gesê het en Here, ek meld aan vir diens en ek wil doen wat u van my vra. U sien vriende, dit is baie belangrik dat ons God se wet sal oordink dag en nag. Moeite sal doen om ons verstand in te span, om te dink wat ons gelees het, dit ter harte te neem, dit in ons harte weg te bære, sodat ons teen die Here nie sal sondig nie. Ons lees daar in Psalm 77 hierdie pragtige woorde. Ek dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan u wonders uit die voortyd en al u werk oordink en ek wil pyns oor u dade. O God, u weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos God? Pragtig hoe die Bybel dit vir ons beskryf. Ek wil u werk oordink. Vriende, dink aan wat die Here vir u in u geestelike lewe al gedoen het. Dink aan wat die Here gedoen het in die Bybelse tye en wat die Here vir ons sê hy nog gaan doen en dat hy vir ons sê hy gaan alles nuut kom maak. Dink oor hierdie dinge. Dit gaan u gemoedstoestand heeltemal verander. U gaan begin anders te dink oor hierdie wêreld en wat aangaan in ons eie land en wêreldwyd. Want u sien, as ons God se woord gaan oordink, gaan dit ons hele gedagte, ons karakter, ons leefwyse, ons uitkyk, ons hele lewe kom verander. Ek sluit hierdie oordeenking af deur vir u 'n paar verse verder te lees uit Psalm 119 wat juis handel oor die gedagte dat die psalmdigter sê ek wil u bevele oordink. Ons het vers 15 al reeds gelees, vers 23 sê vir ons die volgende: Al sit vorste en beraadslag teen my, u knegt oordink u insettinge. Dink mooi aan hierdie versie. Vorste sit in hulle beraadslag. Heel moontlik is hierdie psalm deur koning Dawid geskryf en mense staan op teen hom en hy sê, maar ek gaan God se woord oordink want God se woord is vas en is juis en is waar. Vers 27: Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink. Vers 48 sê dit so mooi: En my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet en u insettinge oordink. U sien die hele groot gedagte dat die psalmdigter sê hy het God se gebooie lief, daarom oordink hy dit. Ek vra jou vanmôre en ek vra dit vir myself, het ons God se woord so lief dat ons dag en nag dit oordink, dat ons tydig en ontydig oor God se woord dink. Vers 59 sê vir ons die volgende: Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienis. Partykeer is dit nodig om oor jou eie lewe te dink en jouself die vraag af te vra, is my lewe nie miskien in chaos omdat ek God se woord nie genoeg oordink nie. Vers 78: Laat die vermeteles beskaamd staan omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het, maar ek oordink u bevele. En dan die ou laaste versie is vers 148. Ek sluit af daarmee. My oë is die nagwake voor om u woord te oordink. Ek pleit by u vanmôre dat u nie sal vergeet en ek nie sal vergeet om God se woord te oordink nie. Dis goed om al hierdie massas inligting te bekom, te verkry, die Bybel te lees, Bybelstudie te hou, boodskappe te luister, eredienste by te woon, navorsingswerk te doen, geestelike boeke te lees. Wonderlik, ek dank die Here vir elkeen wat dit doen. Maar moenie vergeet om dit bidend te oordink en te vra, Here, skryf u waarhede op die tafels van my hart. Vriende, baie seën vir u en mag ons die woord in ons hart wegbêre dat ons teen die Here nie sal sondig nie. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.